ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 264. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Bedoelend by internasionaal, ons funksioneer internasionaal. En weet jy wat? Die NHR ouers like het niks. Verstaan? Want hulle goedjies val doef hierso en doef daar en doef daar. Hierdie woord is internasionaal. Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, YouTube. Jy noem dit en ons is daar. En in getalle, in hulle honderde, duisende, aan Jaffa al die eer. Ons geen eer nie aan Jaffa en Jaffa al die eer deur die werkinge en die leiding van die Ruach HaKodesh. Weet jy wat sê die woord? Ek het 'n skrif wat vir my leer van baie jongs af in my lewe, waar die Ruach vir my altyd sê, aanskou die wonders wat ek vir jou doen. Onthou hierdie ene. Aanskou die wonders wat ek vir jou doen. En ek wil net iets sê, 'n wonder is nie altyd 'n nuwe kar nie, of 'n nuwe huis nie, of 'n wonder is 'n bo-natuurlike wonderwerk. Selfs net om gelukkig te wees in jou huis, in jou familie, in jou gemeenskap, in jou besigheid. Aanskou die wonders wat ek vir jou doen. En dan vir die bejaarde mense en ander ook, veral die bejaardes nie te huis en so aan, wat daar is natuurlik duisende van hulle wat kyk na die reekse. Vir u wil ek net sê, aanskou die wonders wat Jaffa vir julle ook doen, elke dag, deur gesondheid en deur sy heerlikheid en sy krag. Ek dank Jaffa, hy is bo natuurlik, en dat hy omgee om met ons 'n pad te loop. Halleluja, halleluja. Sou jy enige van my boeke wou bekom, ek dink spesifiek aan waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling, een wat die ouens hare laat regop staan. As ek 'n tweede doktoraal wil gedoen het, kon ek dit maklik gedoen het op daai boek se inligting. Maar ek voel is nie die moeite werd, want al die geld wat jy moet betaal vir 'n graad nie. Jy kan net 1 graad gebruik, jy kan nie 10 grade gebruik nie. Dit maak jou nie beter nie. Dis of jy dit hierso het, as wat dit op jou muur hang. Jy kan my kontak met my WhatsApp nommer 0722-367-124 op my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks of uitsendings kyk, is baie welkom, maar is belangrik, gaan na deel 1, begin daar, want jy het 'n reuse magdom inligting verloor. Het is belangrik dat jy inteken vir die kennisgewings van al die verskillende studies, en ek glo ons is nou in die momentum waar ons gaan terugkom in al ons verskillende opnames weer, en Jaffa al die eer. Ek wil net sê, net so terloops, terwyl ek hierso is, ek gaan aan dit dink, daar kom, dit is nie 'n reeks, dit gaan omtrent so 1 uur en 'n half boodskap wees, wat hierdie week dalk nog gaan deurkom, of vroeg volgende week, as Jaffa Lewe en Son toespaar. Ek noem dit, of die titel daarvan is, die Joodse feeste, of die nagmaal. Die Joodse feeste, of die nagmaal. Dit was juist die Joodse feeste wat aanleiding gegee het tot die 23-24 September spektakel wat daar was oor die wegraping. As ons maar net die Bybel kon lees. So ek het dis klaar gedoen. Ons gaan dit net opneem, wat ons glo binne die volgende dag of 2 sal wees. Die voorbereiding is alles gedoen. Ek het amper 3 dae net gewerk, maar 'n massiewe hoeveelheid inligting. So hou jou kennisgewings dop as hy deurkom, dat jy hom gaan kyk. Stuur ook die kontak vir almal. Dis baie belangrik. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, vanmôre sê ons dankie vir die voorreg wat ons het by mekaar te wees, salf u woord, gebruik dit vanmôre in die naam van Jaffa. Halleluja, sodat siele gered word. Volk en die Jafiste van Jaffa sê, halleluja, halleluja, ons is Jafiste. Ons is Jafiste.
Ons is nie net 'n volk nie, want die volk kan Israel wees, die volk, die Israel visie ouens sê dat hulle is die volk, en daar's ander ouens wat 'n volk is, en daar's en het tot my attensie gekom, en daarom probeer ek dit vir my om weg te kom van die volk af, verskalkings soos die Elsa daar in Amerika, en dis maar hoe dit werk, né? Ons almal is, ons is deel aan die bediening, ons is besig in die bediening, en Paulus kom tog en hy sê, hoe sou ons weet as iemand nie vir ons sê nie? So ek verkies nou om die woord te gebruik, Javiste in plaas van die volk, of die bruid van Jafashua, halleluja. Vertrou dat hierdie studie vir jou groot seën gaan wees. Ek wil net sê, dat u dit sal besef, dat al praat ek by die inleiding van die begin van 'n oggendse ontbyt sessie. Dis alles deel van die sessie. Dis nie waar ek tyd opgebruik waar ek kon bedien het nie. Die dinge wat ek vir u sê, het betrekking op dit wat in die woord is. En dit wat betrokke is in ons lewens elke dag. So, kom ons aanvaar dit in die gees en die gesindheid van Jafashua so. Spreuke 16 vers 2. Hy sê net die weë van die man is suiwer in sy oë. Hy sê, al die weë van 'n man is suiwer in sy oë. Al die weë. So vir die ongoddelike ou, sy weë is vir hom ook alright. Hy sê so. Jy weet van daai mense wat in sonde so ingebore is, ek wil nie sê ingebore van kind af nie, maar dat hulle self so ingegrou in dit in, dat hulle kan nie funksioneer anders as om in sonde te lewe nie, tot hulle werklik tot bekering kom nie. Dat hulle dink hulle verkeerde weë is eintlik reg. En ons wat in die waarheid wandel is verkeerd. Dit is so. Gaan kyk na 'n psigopaat en die ouens. Hy dink hy's reg, en sy's reg. Terwyl dit nie is nie. Die woord sê, al die weë van 'n man is suiwer in sy oë. Nou dit is waar ons in hierdie tyd waarin ons lewe moet wakker wees. Ek het nou amper gedink om die woord te gebruik, ons moet wake up wees. Ons moet goed hoor. Ek dink nie daar's 'n generasie anders as ons generasie vandag, wat dinge ervaar wat niemand voor ons ooit geervaar het nie. Waar 'n leuen so maklik blommetjies opgesit word, 'n bietjie icing sugar omgesit word, 'n bietjie 100,000 daar wat op die koek gooi, 'n bietjie room en goed. Laat die leuen nader aan vir jou lyk soos die waarheid. Dis waar die tyd waarin ons lewe. Dat die Satan kom soos die engel van die lig. Hy kan nooit die engel van die lig wees nie. Nooit. Maar hy kom soos die engel van die lig. Hy doen hom voor as die een wat die kennis het. En dis hoekom ons in die tyd waarin ons lewe baie versigtig moet wees na wie ons luister en wie ons leer. En daarom sê ek vir my studente ook, moenie my net altyd sommer net glo nie. Gaan toets dit wat ek vir julle leer by die woord. En as jy voel ek is verkeerd, kom sê dit vir my. Ek het al hoeveel keer wat studente na my toe kom en sê, prof, ek dink jy's verkeerd. Dan sê ek hou daarvan, sê vir my. En dan later dan sê hy, nee, ek weet jy was nie verkeerd nie, maar op daai stadium het dit vir my gelyk asof jy verkeerd is. Jy sien, dis nie dat ek sê ek kan nie verkeerd wees, ek was verkeerd in my lewe al gewees. Op die eskatologie, 2 keer in my lewe waar my vrou my reg gehelp het. Soveel so dat my boeke moes verander het. En dis waar die ouens soos Dani Botha en hierdie ouens gevang was. Weet jy hoekom? Want hulle het van my ou boeke gehad, waar daai goed in was. En toe het hulle berekenings op dit gaan doen, wat totaal verkeerd was, maar wat ek gedink het reg was.
Een van daai getalle was omgedraai. Ek gaan nou nie sê waar nie. Daai getalle was omgedraai. En dis die slaggat gaan wat dan getrap. Jy hoor jy sê so nou en dan praat Dani Botha en sê hy, en daar's 'n addisionele 89 dae of daar's 'n addisionele 85 dae. Hy self nie lekker waar. Hy sê nie vir jou waar nie. Hoekom? Hy het dit in my boek gelees. Maar hy wou nooit sê waar hy dit gekry het nie. Want dit was vir hom, hy het die openbaring gehad. Dis nie so nie. Hulle wil voorgee, hulle die openbaring gehad. Dit was nie so gewees nie. Maar soos ek sê, ek maak ook foute. U kan foute maak. Weet jy hoekom? Hoor jy dit? Dis vleis wat dit doen. As ek 'n gees was en jy sou aan my klap, hoor jy dit, hy maak so. Maar daar's 'n klank wat sê ek is vlees en bloed. En dit sê ek kan 'n fout maak en u kan 'n fout maak. Maar wanneer ons 'n fout gemaak het, dan moet ons die manmoedigheid hê om te sê, hoor jy, ek het 'n fout gemaak. En ek gaan dit regstel. Hier is die rede dat ek, en wat leer ons nou vanmôre? Al die weë van 'n man is suiwer in sy oë, dat selfs die verkeerde dinge vir hom reg is. Ek meen, hy sal aanhou eerder om die verkeerde goed te leer. He will teach the wrong things by not admitting that he was wrong. Weet jy wat doen hy? Hy vat meer ander mense na die hel toe. Wel op die stadium dodery toe en dan later hel toe. Om aan te hou en om te sê, hoor, ek het nie geweet nie. Apostel Paulus sê, en ek dink hy het gisteroggend gesê, hoe sal ons weet as iemand ons nie sê nie? En dis die verskil, wanneer ek 'n woordstudent is om te sê, ek het nie geweet nie. Maar dit wat ek gedink het ek weet, het ek geglo totdat daar iets beter is. Apostel Paulus kom, en hy sê, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken, omdat ons hom ten volle sal ken. Weet jy wanneer, gaan dit gebeur? Wanneer ons verander word uit hierdie liggaam in 'n verheerlikte liggaam. Verstaan jy wat ek sê? Wanneer ons in die paradys gaan wees, dan gaan ons hom ten volle ken. Ons gaan hom sien soos wat hy is. Halleluja. Al die weë van 'n man is suiwer in sy oë. Selfs die verkeerde goed bly reg. Maar 'n man en 'n vrou wat kan, ek gaan nou die Engelse woord moet gebruik, wat kan admit, wat kan bely of kan sê, ek is verkeerd gewees. Dis iemand wat 'n pilaar kan word. Maar kyk na die vers 2. Maar die Here, kyk die Here, H-E-R-E, als hoofletters. Maar Jahwe almagtig toets die geeste. Kyk na daai geeste, hoe lees jy dit? 'n Klein geeste, G-E-E-S-T-E, klein woordjies. En dis wat u as Javiste leer om te doen, is om klein lettertjies en hoofletters te kan lees. Nou ek sal nooit daai 'n hoofletter maak nie, maar die Here in die 33, maar Jahwe almagtig toets die geeste. Ek kan nie kom en sê daai geeste is hy moet 'n hoofletter G wees nie, want dan word as dit 'n hoofletter G is, word dit die Ruach HaKodesh in die Hebreërs. Nee. Daai geeste is my gees. Maar Jahwe almagtig toets my gesindheid. My gees is my gesindheid. My gees, met 'n klein g, is my persoonlikheid. My gees, hoe ek optree, is dit wat in my is. Maar in my sielsdimensie, in my liggaam, is die Ruach HaKodesh teenwoordig. G met 'n hoofletter G. Gees. Ruach HaKodesh. En ek sou nie net gesê die Gees nie, maar die Heilige Gees in die ou vertaling, 33 vertaling. Want 'n gees kan 'n gees wees. En dis waar die ouens gevang het. Nou het baie mense die skrif gelees en gedink, maar nou lees hy die 33, hy sê, maar al die weë van 'n man is suiwer in sy oë, maar die Here toets die gees.
maar die Here toets die Heilige Gees. En dan preek die pastoor 'n boodskap oor die Here toets die Heilige Gees, dan lees hy Spreuke 16 vers 2. Dis nie wat daar staan nie. Dis Jahwe Almagtig toets die gees van die mens, die gesindheid, of ek die manmoedigheid het om te sê ek is verkeerd, of ek die manmoedigheid het om by Jahwe te kom en te sê ek het nie geweet nie. As ek dan die oorsaak was dat mense goed verkeerd verstaan het vir 'n tyd, ek is jammer. Ja, ek het gaan om verskoning vra, want weer sê ek, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. En Jahwe sê hy sê hierso, al die weë van 'n man is suiwer in sy oë, met die bedoeling dat as jy agterkom dat Jahwe toets jou gesindheid en jou persoonlikheid, en dit rym nie, dan moet ons dit regmaak. En dis wat hy hiervan praat. Ek kan nie Vrydag aand by 'n braaivleis staan met 'n glas brandewyn en coke nie, en vir die mense wil vertel met praatmiddel praat oor die bo-natuurlike geopenbaarde naam van Jahwe en Jahweshua nie. Nooit in jou lewe nie. Jy weet, sonder dat jy weet, lag daai ouens vir jou. Eerstens is dit nie die plek en die tyd nie. En tweedens staan jy met 'n glas brandewyn. Want daai ouens gaan nie na jou luister nie. Selfs die ander ouens wat met 'n glas brandewyn staan. Vanavond as hy 'n paar in het, weet jy wat veroorsaak? Het veroorsaak argumente. En dit bou 'n muur van weerstand. Mooi Afrikaans, weerstand. Nie resistance nie, weerstand. En dit veroorsaak konfrontasie. En dit bring verwydering. Hoekom? Omdat ek nie toegelaat het dat Jahwe my gees toets nie. En ek op die verkeerde plek, ek wou die regte dinge doen, maar die verkeerde tyd en die verkeerde plek. En weet jy wat, dit is hoekom ons belangrik, dit vir ons as Jahwiste belangrik is, dat ons in die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, geleer en gelei word. Sodat ons nie 'n spektakel maak van iets wat eintlik wonderlik kon gewees het nie. En dat ons self die oorsaak is. Dit is soos wanneer ek vis vang, en ek met 'n 2-3 kilogram lyn sit, en ek het 'n 6-7 kilogram keelvis aan die lyn, ek is in die strome. Jy kan daai vis nie trek nie. Daai lyn is soos 'n garendraad. Die hoek is maar net in daai vis se bek. As hy so maak, moet daai katrol se ratchet, tensioner, moet so wees dat hy die lyn kan trek. As hy aan hom vat, daai dun lyntjie moet al val dit jou 3-4 ure om daai vis uit die water uit te kry. Jy kan nog nie aan hom gaan trek nie. Jy gaan die lyn breek. En dis ook moet nodig is om weg te bly dan van bissies af en van stompe hout in die water en die goed. Want as hy om het gaan is hy weg. En dis hoe ek en u in die Ruach moet wees. Julle vissermanne hou hiervan vanmôre, né? Dis hoekom in julle visservrouens, dis hoekom dit nodig is dat ons in die Ruach geleer en gelei word. En toelaat dat Jahwe Almagtig my gees, my persoonlikheid, my innerlikheid, myself, my menswees toets in die Ruach en deur die Ruach HaKodesh. Kom ons gebruik dit vandag tot eer van Jahwe en sê, maak van my 'n beter Jahwis. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jahweshua kom weer. Halleluja.